Wie mag die berg van die Here opgaan? En wie mag in sy heiligdom staan? Die een wie se hande rein en wie se hart suiwer is. Genade en vrede van Jesus Christus, ons lewende en ewige Here. Amen. Broers en susters, ons gaan uit 2 gedeeltes vanoggend uit die Here se woord saam lees. Ons gaan uit die Psalmbundel lees, uit hoofstuk Psalm 19 en dan gaan ons ook uit Filippense 4. Ons gaan net 2 kort strofes lees wat in daardie 2 gedeeltes ook dan tematies by mekaar aansluit. Maar ons bid altyd eers saam voordat ons uit die woord van die Here lees en ons vra altyd dat die Here die wonder sal gebeur, dat hierdie eeuoue woord vanoggend lewendig en dinamies na ons toe sal kom en in elkeen van ons harte ook 'n verskil sal maak. So kom ons sit net so, dan bid ons dan nou eers saam. So wonderlike Hemelse Vader, hoe wonderlik is die geleentheid wat ons mag hê om deel van die kerk van Jesus Christus ons Here te wees. En spesifiek ook Here die hervormde kerk waarvoor ons nou lief is, hierdie gemeente waar ons betrokke is, waar ons saam 'n bepaalde pad loop met U, terwyl ons U eer en aanbid as die ewige en die heilige God, maar meer is dit waar ons ook as mense, as lidmate by mekaar betrokke kan wees en in mekaar se lewens, Here, ook 'n verskil kan maak. Here, dit is in hierdie dae, is dit vir baie van ons lidmate glad nie goeie dae. Here, ons het dit ook so saam met ons lidmate beleef, hulle wat ernstig siek is, hulle wat bekommerd is en al hulle geliefdes wat rondom hulle is. Here, ons verstaan tog dat ons lewe maar 'n tydelike lewe hier op aarde is. Maar ons is ook mense, Here, ons het ons mense lief. Ons wil hulle altyd by ons hê en daarom is daar seer. Daar is baie groot hartseer in ons lewens en ons bid, Here, in die besonder dan ook vandag vir Elsa Labeskagnie se geliefdes, vir albei hulle, Here, wat werklik waar so 'n moeilike tyd in die afgelope tyd gehad het, ook met haar gesondheid. Ons dink aan baie van ons ander lidmate, Here, wat werklik waar ernstig siek is. En ons vra tog, o Here, U is die groot geneesheer. U is die wonderlike God wat ons liefhet en wat elke oomblik in ons lewens teenwoordig is. Dat U sagte hand van vrede, van kalmte en rustigheid ook oor ons sal wees. Here, ons dankie vir die voorreg om ook nou uit die Bybel te lees en om ook, Here, 'n gedeelte in hierdie Bybel te oordink as U ewige woord wat U vanoggend deur U dienaar aan hierdie gemeente van U wil sê. En ons vra nou, Here, open tog ons ore, laat ons meer doen as net om te hoor, maar laat ons ook luister en laat ons dan gaan en met oorgawe en van harte, Here, vir U lewe. Hoor ons gebed, ons vra dit van U in Jesus Christus se naam. Amen. Goed, kom ons lees dan net die 2 verse, eers uit Psalm 19, daar lees ons net vers 15, en dan uit Filippense 4, gaan ons net vers 8 saam lees vanoggend. Psalm 19 vers 15 sê dan, mag wat ek sê en wat ek dink, tog vir U aanneemlik wees. Here, my rots en my verlosser. Vir al die woorde wat ek dink vir U aanneemlik wees. En dan gaan ons na Filippense 4 vers 8. Filippense 4 vers 8 sê verder, broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is,
alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deug of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle gedagtes rig. Alles wat so mooi is, daarop moet julle gedagtes rig. So ons lees dan daardie 2 verse, u sien ook onmiddellik die verband tussen die Ou Testament en die Nuwe Testamentiese gedeeltes oor hierdie saak van die denke en die gedagtes. Mag die Here dan vanoggend ook die prediking van sy woord ook in ons harte seën. Liewe broers en susters in die Here, daar is heelwat menings oor wat dit beteken as ons sê dat die mens na die beeld van God geskape is. Maar die mees aanvaarde is dat dit beteken dat die mens die enigste wese in die skepping is wat soos God tussen reg en verkeerd kan onderskei en die vermoë het om redelik te dink. Ons vermoë om te dink maak eintlik van ons mense. Dit kan vir ons 'n goeie ding wees of ook nie. Want 'n mens se gedagtes, jou innerlike lewe, is die venster waardeur jy na die wêreld om jou kyk. En as die venster vuil is, met ander woorde, as jou gedagtewêreld negatief ingestel is, dan sal dit so wees dat die wêreld ook vir jou 'n negatiewe kleur sal kry. As die vensters helderder is, sal 'n mens se wêreld en jou belewing van jou wêreld en jou lewe en al die aspekte daarvan ook baie meer helder wees. En na mate jy die venster skoner vryf, sal jy 'n ander mens word. Maar die Bybel sê 'n mens bly altyd in beheer van jou eie gedagtewêreld. God neem dit nooit by jou oor nie. 'n Mens sou hierop wou reageer en sê maar hierdie stellinge wat ons dan so maak is eintlik sielkunde en dit het nie eintlik veel met ons geloof of met ons godsdienst te maak nie. Maar niks is verder van die waarheid af as dit nie. Dit het alles met jou geloof te doen. Die verwysing na 'n mens se gedagtes of die vermoë om te dink en na te dink loop soos 'n goue draad deur die Bybel. Ons het vanoggend net nou 2 verwysinge daarna in ons teksverse gelees. Die psalms, dokumente wat 3, 4, 5.000 jaar oud is, daar het die antieke Jode al geglo, eeue voor Christus, deur te sê, in 'n gebed, eintlik in 'n smeking van die Here, Here, mag die dinge wat ek sê, maar ook die dinge wat ek dink, mag dit aanneemlik wees vir U. Mag ek goeie dinge dink. So gedagtes of denke is dis 'n baie kragtige ding. 'n Mens word wat jy dink. Jou gedagtes is baie keer die voorloper van dinge wat jy sê of doen. Die opdrag om ons gedagtes te vul met God en ook veral met die woord van God word baie gereeld in die Bybel herhaal. Om dus nie net aan God te dink nie, maar ook aan sy woord en om gereeld daaroor na te dink. Die manier hoe ons dus oor onsself en al die aspekte van ons lewens dink, het dikwels 'n beslissende invloed op die aard of kwaliteit van ons lewens.
Sommige mense het die vermoë om in elke lewenssituasie die moontlikhede, die positiewe te sien, terwyl ander weer die geneigtheid het om voortdurend negatiewe dinge te bedink. As die apostel Paulus sy brief aan een van sy geliefde gemeentes in Filippi afsluit, dan laat hy by hierdie mense 'n belangrike suggestie. Hy sê vir hulle, my gemeente, my vriende, julle het altyd die keuse van julle gedagtes. Julle kan altyd kies hoe julle wil dink, en wat ek by julle wil aanbeveel is, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat so mooi en prysenswaardig is, rig altyd julle gedagtes daarop, want hoe meer jy op hierdie dinge fokus, hoe groter word die invloed van hierdie goeie dinge op jou lewe. Die Bybel vertel voorts dat dit deur ons gemoed en ons gedachtewêreld is, dat God met ons in verbinding tree. Deur ons gemoed en ons gedagtes word die goddelike lewensenergie eintlik in ons losgelaat. Hierdie lewensenergie is altyd herskepend. Dit maak altyd nuut en gee meer hoop. Wat God baie duidelik wil doen, is om voortdurend te vernuwe en te herskep. God kan dit en wil dit in ons doen, maar God doen dit deur ons heen. Daarom moet ek reg ingestel wees, moet ek my gedagtekanale na God oop wees, sodat die goddelike energie ook deur my kan werk. As ek in die teëspoed, tye van my lewe, herstel kan bedink, dit bidend voor die Here bedink, dan gebeur dit baie keer. Dit was deur die goddelike energie wat deur my skoonvenster geskyn het. As ek in my leed, in my grootste hartseer, in my platgeslaan wees, dit kan reg kry om aan vertroosting te dink. As ek in my kommer God se krag en almag in gedagte hou, dan werk God se Heilige Gees daardeur in my. As die apostel in sy Filippense brief, een van sy laaste briewe, geskryf vanuit die gevangenis in Rome, vir sy lesers skryf, dan sê hy vir hulle, konsentreer in die dinge in die lewe wat mooi en reg en skoon en eerbaar is. Dan klink dit op die oor af na so 'n mooi sedepreekie, maar dit is nie. Dis die belangrikste ding wat hy aan die einde van sy brief vir hulle sê, en hy bedoel, dit ontsluit die geheim van die weg, baie keer uit die put van moedeloosheid na die lewe toe. In Spreuke 23:7 staan die volgende ook, wat 'n mens dink, dit is hy. Wat 'n mens dink, dit is hy. En as ons elkeen vanoggend nou vir onsself eerlik moet afvra, kom ons dink bietjie vanoggend, waarmee vul ek my gedagtes elke dag? Waaraan is ek geneig om te dink? Is ek iemand wat die slegte in elke saak verwag? Wat die ergste en die lelikste glo van iets of iemand? Wat altyd die onmoontlike of die onoorkomlike in alles, al die uitdagings van my lewe sien? Onthou, wat 'n mens dink, dit is hy, sê die Spreuke. Dan sal my lewe waarskynlik van die een oomblik van swaarigheid tot die volgende oomblik van moedeloosheid beweeg. Of is ek iemand
wat in alle situasies altyd die moontlikhede sien. Wat altyd die beste verwag, wat die mooiste verwag, sonder om naïef te wees. Wat in alles altyd 'n sprankie hoop of nuutheid kan raak sien, dan sal my lewe waarskynlik van die een oomblik van vrede na die volgende oomblik van nuwe verwagting beweeg. Hoeveel van my gedagtes word elke dag deur God en sy woord gevul? Hoeveel gedagtes reserveer ek om God se woord te oordink? Is my kanaal om die goddelike lewensenergie te ontvang skoon en reg? Ontbeer ek nie dalk die moontlikheid om elke dag as 'n nuwe, as 'n herskepte mens te leef, net omdat God nie in my gedagtes is nie? Kom ons maak vanoggend die keuse, op aanbeveling van Paulus, om ons gedagtes te vul met dinge wat waar is. Moenie valshede bedink nie. Om ons gedagtes te vul met dinge wat mooi is, wat rein is. Moenie vuilhede bedink nie. Om ons gedagtes te rig op dinge wat eerbaar is, wat prysenswaardig is, en waaroor ons nie sou moes skaam nie. Geliefdes, ons het aan die begin gevra en gesê dat beeld van God beteken, die Here het vir ons die vermoë gegee om te dink, om te redeneer, om besluite te maak, om keuses te maak. Die Here maak dit nie vir jou nie, jy moet dit maak. Is dit so dat ek my lewe vul met die positiewe wat my lewe verryk en die negatiewe los? Want so bereik God sy doel met my as sy beeld hier op aarde. Mag die Here ons elkeen daartoe help. Amen. Kom ons dank nou saam. Here, dankie dat U ons so fyn geskape het. Soos die pragtige uitspraak van die psalmdigter van Psalm 8, met U vingers. Fyn, besonder, noukeurig het U ons gemaak. U het gesê, julle is die mooiste. Julle is die kroon. Julle is my beeld. Gaan dan. Dink goeie dinge. Laat jou gedagtewêreld gevul wees met waarheid en eerbaarheid. En alles wat mooi is. En dan sal jy gelukkig, dan sal jy tevrede kan lewe, selfs in die tye waar daar baie groot uitdagings is. Here, help ons om elke dag baie mooi te kyk na ons ingesteldheid in die lewe. Help ons om elke dag ons self te vul met U en U woord, wat altyd goed is, wat altyd reg is, wat altyd die beste pad weet. U vergewe ons, Here, dat ons baie keer so negatief dink, so die swaarigheid in alles sien, terwyl ons eintlik dankbaar behoort te wees. Here, hoor ons gebed, stuur U wonderlike vrede en kalmte in ons harte. Ons vra dit in Jesus Christus se naam. Amen. Christus, nou dat ons in die prediking opnuut verseker is van God se genade en opgeroep is tot geloof, en omdat die woord van God ons ook leer dat ons uit genade deur geloof gered word, laat ons terwyl ons so bly sit, ons geloof so bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige,
die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Gemeente, ons het nou ons geloof bely, kom ons gaan leef nou ook uit dankbaarheid hierdie geloof uit in die wêreld daar buite. Kom ons luister aandagtig uit Deuteronomium 5, hoe ons dit moet doen. Die Here het gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dan sal jy 'n lang lewe hê, en sal dit goed gaan met jou in die land van die Here jou God, wat die Here jou God vir jou gegee het. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie, jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Gemeente, ontvang dan nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Mag die Here u gebed verhoor op die dag van nood. Mag die naam van die God van Jakob u beskerm. Mag hy u te hulp kom uit die heiligdom, u bystaan uit Sion. Amen.